Kom ons bly na Psalm 130, Psalm 130, dis ons daar vers 1 en 2. Psalm 130 vers 1 en 2. Geliefdes, nou hartlik welkom dan ook vanmôre hier by ons erediens, wat dan ook 'n nagmaaldiens is. Ons bid ook dat die Here vir ons elkeen ook vanmôre sal sterk en voed ook deur hierdie diens. Ons gaan weer vanmôre lees uit die gedeelte wat jy ook laasweek gehoor het, uit 2 Samuel uit. Laasweek het gefokus op Uria, en hierdie week fokus op Dawid. Kom ons blaai na Psalm 66. Dan gaan ons daar hartlik saam sing vers 1 en vers 7. Psalm 66 vers 1 en vers 7. Die blystaande vir die fotum en die seën groet. Daarna sing ons gesang 29 vers 1, 2 en 3. So nou Psalm 66 vers 1 en vers 7 en daarna die fotum en die seën groet gesang 29 vers 1, 2 en 3. Ek wil tog maar net vir u sê, u is hartlik welkom, daar is kombersietjies daar agter, sou u dalk koud kry, u mag maar vir jou kombersietjie saamvat. Ons weet dit is maar koud hier in die saal. Sing
Psalm 123 vers 2, kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die oë op die hand van haar meesteres. So is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onse Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos wat dit vir ons opgeteken is in Matteus 22, en daarna sing ons gesang 66. Gesang 66, u kan so lank daar oophou, as ons klaar die wet voorgelees het, dan gaan ons net voort en ons sing vers 1 van gesang 66. Kom ons luister nou aandagtig na hoe die Here Jesus vir ons ook die wet saamvat in Matteus 22, vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Oh
Wanneer die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees verkondig die woord dan die vergifnis van sonde. Aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart van wie sy sonde, belydenis daarvan voor die Here Jesus gedoen het. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe. So sê Psalm 32 vers 1 en 5, welgeluksalig is hy wie sy oortreding vergewe, wie sy sonde bedek is. My sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Geliefdes, kom ons blaai na Gesang 89. Gesang 89, dan sing ons daar vers 1 en vers 2. Kom ons maak die woord van die Here oop dan by 2 Samuel hoofstuk 12. 2 Samuel hoofstuk 12. En ons gaan weer luister na die sonde wat Dawid ook oorgekom het en ook sy berou voor die Here, as ook vir ons as leiding ook in ons berou voor die Here vanmôre wanneer ons ook voor die nagmaaltafel verskyn. 2 Samuel hoofstuk 12. Ons gaan daar lees van vers 1 tot vers 13, maar voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons verenig in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n heerlike voorreg om U kinders te mag wees. Here, om deur U uitverkies te mag wees, om tot die geloof te mag kom in U Seun Jesus Christus, Hy wat vir ons sondes kom sterf het, Hy wat opgestaan het, sit aan die regterhand van God om te heers oor die kerk van alle eeue. Hemelse Vader, dankie dat ons deur U Heilige Gees ook tot hierdie waarheid en hierdie diepte insig kan kom. Hierdie besef van die Seun Jesus Christus vir ons lewens. Hier op aarde, maar ook vir die ewigheid. Dankie Here dat U ons so begenadigd is. En wanneer ons ook vanmôre voor hierdie nagmaaltafel kom sit, Here, is ons besig met heilige goed. Heilig, want die brood en die wyn is vir U afgesonder tot tekens van wat U Seun vir ons kom doen het. Ook ons, Here, wat deelneem aan hierdie nagmaal is heilig, want U het ons afgesonder tot U volk. En gee, Here, dat ons ook so sal gedra.
Here, ook wanneer ons vanmôre lees uit hierdie gedeelte uit van die sondes wat ons ook kan oorkom, wil ons vir U vra, Here, dat ons ook sal ten diepste besef waar die punt van berou is. Open daarom ons harte en ons verstande en gee U vir ons die genade wat ons net kan ontvang uit U hand uit, die wysheid en die insig. En ons wil U kom loof en prys vir hierdie liefde wat U so wonderbaarlik vir ons openbaar deur U Seun en deur U Gees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. In 2 Samuel 12 vanaf vers 1. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom: daar was 2 manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê: so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid: U is die man. So sê die Here, die God van Israel: ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul. En ek het die huis van jou heer aan jou gegee en die vroue van jou heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here: kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen voor die hele Israel en in die hele sonlig, in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan: ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid: so het die Here dan ook u sonde vergewe, en u sal nie sterf nie. Tot sover die woord van die Here uit. Geliefdes, ons teksgedeelte is dan ook vers 7, waar Nathan vir Dawid sê: u is die man. U is die man. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, die woorde u is die man tref vir Dawid en dit ruk hom tot 'n diep sonde besef. Hoe het groot geestelikes nie al in die lewe geval nie. Moses, wat ons van lees, die wetgewer van God, toe hy uit ongehoorsaamheid die rots slaan wat die Here vir hom gesê het om nie te doen nie. Tog in Numeri 12 vers 3 lees ons van Moses spesifiek, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem, 'n man van God, en hy kom die sonde oor. Kyk nou maar hier ook vir Dawid.
In Handelinge 13 vers 22 word Dawid genoem 'n man na God se hart. Hy moet hoor, hy is onregverdig, hy is verkeerd, hy's onbarmhartig, hy's 'n moordenaar, hy's 'n dief, hy's 'n egbreker. Want hy steel 'n ander man se kosbare lammetjie. En Dawid is blind om te sien hoe hy kwaad het, verkeerd opgetree het en die kwaad gedoen het. En sy vriend en die profeet Nathan kan ook nie sommer net plotseling vir Dawid kom mik op sy sonde nie. Wie luister wanneer daar vir hom of vir haar gesê word wat jou sonde is? Nee, Nathan moet met 'n verhaal kom na Dawid toe. 'n Verhaal waarin hy moet kom appel maak op Dawid se integriteit. Dawid die koning. Hoe sal Dawid hieroor geoordeel het as so 'n klag voor Dawid gestel moes word? Hy moet kom oordeel tussen reg en verkeerd. So blind is Dawid en so baie mooi kom Nathan, die profeet van God, op opdrag van God, om vir Dawid op sy sondeskuld te wys. Die gevaarlikste sonde is om van geen sonde in jou lewe bewus te wees. Die konstante verontskuldiging van diself is die gevaarlikste, die blindste een. Johannes gebruik ook daarom baie uitdruklik om hierdie rede die uitdrukking lig en duisternis. Ons is maar al te blind in die duisternis om ons eie sonde raak te sien. Ons harte vereis daarom die lig van God om eie sonde eerlik te sien vir wat dit is. U is die man. Kom die woorde. En hierdie woorde doen vir ons 3 dinge vanmôre. Die eerste ene is, wanneer die woorde kom, u is die man, kom die tug. Die tweede een, wanneer die woorde kom, u is die man, bring dit vir ons tot 'n ware besef van eie sonde. En in die derde plek, wanneer ons die woorde hoor, u is die man, is die hoop op Christus. Geliefdes, God se roepstem as tug. Die woordjie tug beteken om terug te trek. Dawid moet teruggetrek word. Daarom tug. God trek met liefde sy uitverkore kind terug na hom toe. Want God tugtig die een wat hy liefhet. En God is lief vir Dawid. Dawid het 'n geheim in die hart. Sy sonde hou hom weg van God af. Hy dwaal af. Nog steeds moes Dawid as koning die oordeel vel oor ander mense se lewens. Hierdie voorreg is nie van hom af weggeneem nie. In sy sonde oordeel het God nie van alles van hom af weggevat nie. Hy is immers die koning. God hou hom verantwoordelik in sy werk. So is elkeen van ons ook as gevolg van die Here Jesus Christus konings. Konings om te heers oor ons eie sonde. Nathan kom juis om vir Dawid as koning te vra, wat dink hy moes die oordeel wees oor die man wat hierdie sonde begaan het in hierdie verhaal. Ook ons kan baie maklik uiters regverdig oordeel oor 'n ander een se sonde. Ons is immers na eie oordeel in hierdie geregtigheid altyd onskuldig na eie sonde. In vers 5 kom Dawid se koninklike uitspraak: die man moet sterwe. En so is die wit gepluisterde graf sigbaar,
hoe meer hy die doodsbeendere ondere probeer versamel en toehou, hoe witter kalk die grafsteen aan die bokant. Bo op die oppervlakte die gerespekteerde man met die voorgee in die lewe, maar onder op die oppervlak, in die hart, daar 'n mens wat worstel met God, wat in diep ongelukkigheid leef, wat in 'n vyandskap homself bevind. 'n Man wat worstel met eie sonde, 'n skuldkompleks. So tref die woorde, U is die man. Die Here sê in vers 12 deur hierdie profeet Nathan vir Dawid, jy het dit in die geheim gedoen. Elke mens het die lig van God nodig in sy diep geheimenisse, waar hy selfs vir homself kan kamoufleer. Maar God weet alles en God maak ons bewus van sy lig in ons lewens. God mag oordeel. God is immers regverdig. En hier bewe die mens. Maar God staan nie verras dat sy uitverkore kind ook in hierdie sonde geval het nie. Maar sonde het ernstige hartseer gevolge. In die verhouding met God, maar ook in ons verhoudinge teenoor mekaar en met mekaar. Ja, selfs gevolge van dood. Soos Uria wat vermoor is. Die mens wat wegdraai van sy Skepper af, dompel homself so in die ewige oordeel. Sonde veroorsaak hierdie diep hartseer in die lewe alreeds, van iemand wat vlug soos 'n Kain. Sonde het hartseer gevolge vir die tydelike en die ewige. En die mens vergaan, want die dussels en die dorings oorweldig hom. God gee om vir sy kinders. Hy is lief vir sy kinders. Al keer hy nie al die sondes wat die mens opbesluit in die lewe nie. Die mens is verantwoordelik vir sonde, nie God nie. God skep nie sonde nie. Ons is verantwoordelik. Maar God hoef nie al die sonde besluite wat ons neem te stop nie. Ons is nie robotte nie. Al sou God toelaat dat ons soms in sonde val, sal hy nie toelaat dat sy kinders in die sonde bly lê nie. Hy gaan soek sy kinders, soos wat hy vir Adam en Eva gaan soek. Adam, waar is jy? En met medelee bedek hy vir Adam en Eva met die eerste dierevelle wat hy moes slag. Hy bedek hulle sondes met die eerste offer. Al gaan lê die uitverkore kind van God moedeloos deur sy eie sonde, sy eie keuses, sy eie besluite in die lewe. En 'n varkop, soos die verlore seun. Die Gees van God lei ons terug na die Vaderhuis van vergifnis. En daar's fees, want God is so liefdevol. Hier in hierdie gedeelte sien ons stuur God vir Nathan, 'n profeet. Heel waarskynlik was dit teen sy sin, want hoe moeilik moet dit wees om vir iemand te gaan vertel van sy sonde. Maar Nathan moet gehoorsaam wees. En God neem vir Nathan na Dawid toe, want God is lief vir Dawid. God wil vir Dawid terugtrek in hierdie moment van tug. In die tweede plek, jy is die man, bring vir ons by die besef van ons eie sonde. Geliefdes, ons sien in hierdie gedeelte hoe dat God die inisiatief neem. Want die mens vlug. Die mens gee voor. Die mens hou homself blind. Die mens kan nie in sonde berou homself laat opgaan nie.
Hy het God nodig om die sonde berou oor te kom in sy hart. God stuur hierdie taktvolle en waardige ou profeet, 'n vriend naby aan Dawid. In die Nuwe Testament gee God die lig deur sy Heilige Gees in elkeen van ons in sy kerk. Hy kom soek ons, terwyl ons nie eers na hom soek nie. Hy kom offer homself op, terwyl ons nie eers weet wat die betekenis van daai offer moes wees voordat die Gees dit vir ons leer nie. God stuur die lig, terwyl ons nie eers gedink het ons het lig nodig nie. Dit is maklik vir Dawid om sy vriend, hierdie profeet, te verwelkom. Hulle is immers vriende. Hy voel so geëerd in sy teenwoordigheid. Die profeet eer die koning deur sy teenwoordigheid. En dan sien ons hoe saggies en taktvol en liefdevol die profeet Nathan praat met Dawid se hart, sonder dat Dawid dit nog eers besef. Dawid vel 'n oordeel oor homself, sonder dat hy dit besef. So waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe, en die ooilammetjie moet hy viervoudig teruggee. Dawid is reg met die uitspraak oor die sonde. Almal van ons weet wat die oordeel oor ons sonde is. Hierin staan ons gewetens voor God. Want die Heilige Gees wat in ons woon, maak ons al te bewus daarvan. Die straf vir die sonde is die dood. Geliefdes, hoe sal ons dit besef het? Hoe sal ons dit geweet het? As die Here dit nie vir ons kom leer het nie. Die Here Jesus leer ons, juis ook waarom hy vir ons die Heilige Gees gegee het. In Johannes 16 vers 8. Hy sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nathan kom doen hierdie werk vir Dawid en ons moet kennis neem van hoe dit werk, ook in ons harte. Baie mense voel hulle self geëerd om die Heilige Gees te mag hê, ook in hulle teenwoordigheid. Maar ons moet nie die Gees bedroef nie. Ons moet nie die Gees van God teesit in ons lewens nie. Ons moet nie die lig probeer verdof nie, om onsself ligter en beter te laat lyk as die lig van God in ons harte nie. Ons moet hoor, as die Gees van God ook baie eerlik vir ons wil kom terugtrek, vir ons wil kom leer, aangaande ons eie sondaar, ons sondes, en die verlossing in Jesus Christus, die Here, alleen. U is die man, kom sê die Gees van God ook vir ons. In die lig van God sien Dawid sy eie verdiende doodstraf. En hier kom die diep besef. Matteus 7 vers 2. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Daarom, Dawid, volgens jou eie vonnis, het jy die waarheid gespreek oor jouself. En so kom die lig op in Dawid se hart. U is die man wat blind is vir jou eie sonde en die oordeel wat jy moet oorkom, behoort oor te kom. In die derde plek, u is die man laat ons hoop op Christus. Geliefdes, Nathan kom nie met veroordeling na sy vriend die koning toe nie. Nathan het 'n harde werk om te doen, 'n opdrag van God af. Maar hy kom met diep respek en diep eerbied. Nathan moet baie versigtig omgaan met sy vriend en met sy koning. Ook Nathan weet,
Hy self is 'n begenadigde sondaar voor God. En hy moet nou kom diens doen aan God, wat lief is vir Dawid. Maar die Gees van God gee vir Nathan hierdie ware liefde ook in sy hart teenoor Dawid. En ons lees in vers 7 en vers 8, hoe dat Nathan ook moet weemoed voor Dawid kom staan. Dis asof Dawid wil treur saam met, asof Nathan wil treur saam met Dawid oor sy sonde. God het groot dinge aan jou gedoen. Hy het so baie vir jou gegee. Jy het so alles. Nathan self is treurig en bedroef na sy eie hart. En Dawid kan dit optel. Die profeet kom veroordeel hom nie. Die profeet kom help. Hy kom roep. Want dit is wat God wil hê. Dawid opper geen woord van verskoning vir sy onskuld nie. Bied geen argument aan nie. Die realiteit laat hom versla van eie sonde besef. Nou wil hy nie meer die sonde bedek nie. Want alles is sigbaar voor die troon van God. En duidelik kom sy skuldbelydenis voor Nathan in vers 13 en voor God. Ek het gesondig teen die Here. Nie teenoor Batsheba nie, nie teenoor Uria nie, nie teenoor die volk nie, nie teenoor Nathan nie. Ek het gesondig voor God. Teen die Here was my optrede. Hier voer Dawid nie net aan dat hy 'n fout gemaak nie, en hy's uitgevang nie. Hy het nie net 'n misstrap in die lewe ondergaan en laat nou maar net dit verbygaan nie. Die sonde voor God is 'n saak van lewe en dood, en dit is wat Dawid self erken. Wanneer die Here ook vir hom dit laat bely, die man moet sterwe. Dawid sien sonde nog vir wat sonde is, 'n doodsdaad. Niks minder nie. Maar Dawid is 'n uitverkore kind van God. In Eksodus 34 vers 6 en 7 het juis Moses al vir die volk geleer, waar hy Dawid ook geleer het in die woord van God uit, wat Moses daar geskryf het, wie God is. In Eksodus 34 vers 6 en 7, U is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly. Vergewe, maar nooit ongestraf laat bly. Hoor u dit? Vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. In hierdie wêreld moet ons nie in die humanisme of in die liberalisme opgaan van vergifnis is net iets goedkoops nie. Ons vergewe maar net. God vergewe maar net. Ek kan maar net sonde doen, God vergewe maar net nie. Moenie vir God teen God gebruik nie. God vra eerlikheid en waarheid. God na sy geregtigheid kan geen sonde ongestraf laat bly nie. Ook nie sy kinders nie. Maar Dawid, jy hoef nie te sterf nie. Want Christus het vir jou gesterf. Hy sal vir jou sterf. Jou sondes word in hom gestraf. Dis geen maklike saak, vergifnis nie.
Ja, ons weet later dat die kind wat Batsheba gehad het, is ook dood. Maar ons lees ook by die dood van daai kind dat Dawid blydskap geopenbaar. Hoekom? Want sy kind is vir die ewigheid gered. En Dawid, jy word gered vir die ewigheid. Want jou sondes is gestraf in Jesus Christus. Dit eis die dood van die Seun van God, sodat ons vergewe kan word. Sodat ons straf op hom gewreek kan word. Op grond van Jesus Christus alleen is daar nou vergifnis moontlik. En as u dit ten diepste in u hart besef, daar's die punt van berou. Ek het nie berou dat ek uitgevang is oor my sonde nie. Ek het berou oor die prys wat my sonde eis. En wat my sonde bewerk. En wat die Here Jesus vir my moes kom doen. 'n ander een, 'n ander man word gebreek vir my man se sonde. Het u al berou gehad, omdat u skuldig is, en dat die ander een u skuld moes dra? Daar's die punt van berou. Sal ons ligtelik omgaan met sonde? Sal ons nou sondig sodat die genade meer kan word, vra Dawid? Paulus? Beslis nie. Die prys is te erg. Die Seun van God in my plek. Die punt van berou. Ek het gesondig teen die Here. Hoor jy die woord? Elke een van my sondes is teen die offer van Jesus Christus. Ek het berou oor my sonde, want ek weet wat dit kos. En wanneer iemand vir my kom sê, jy het 'n verkeerde ding gedoen, weeg ek my hart aan Christus, aan die Here, vir die diepte van die berou. Geliefdes, ons is weer vanoggend by die nagmaaltafel. En hier verkondig ons die dood van Christus tot hy weer kom. Die vergifnis van sonde, totdat die oordeelsdag eendag kom. Sy offer is ons almal se vergifnis. Die ete is belydenis van wat hy vir my beteken. Daarom neem ek deel. Ek wil ook getuig wat hy vir my beteken. God is barmhartig en God is genadig. Hy wil my leer van my sonde. En hy wil ons beweeg tot ware berou. In die prys van sy Seun. Ons dien die Here Jesus deur die nagmaal reg te gebruik met hierdie gesindheid. Mag ook ons met ware berou hierdie tafel betree. Nie in droefheid teenoor die feit dat hy vir ons kom sterf, dit is 'n blydskap, maar 'n droefheid dat dit moes so gebeur het ter wille van my. Ons dien die Here. En laat ons die woorde ter harte neem. U is die man. Nie ligsinnig nie. Nie om my broer en my suster te oordeel nie. Om my eie hart voor die Here te stel. Ek is die begenadigde sondaar, wat vanmôre aansit by die tafel. In Jesus Christus begenadigd. Ek hoef nie te sterf in die ewigheid nie, maar te lewe tot in ewigheid. Maar hierdie woorde, u is die man, kom draai vir ons ook eintlik om. Want terwyl die Heilige Gees vir ons ook leer, u is die man wat die sonde oorkom,
kan ons ook nou praat teenoor ons Here Jesus en sê, U is die man wat my verlos het. En dan word die woord 'n dankbaarheid, 'n heildronk van dankbaarheid aan ons Here Jesus Christus. U is die man met 'n hoofletter. Sonder U is ek niks. Die man geslag in my plek. As dit nie was vir U nie, was ek vir ewig verlore. Amen. Geliefdes, kom ons bid net saam. Ons almagtige God, U wat Uself openbaar in die drie persone, die Skepper, die Verlosser en die Trooster. Here, U wat so ten diepste kom neerdaal ter wille van ons mens, alleen uit U groot liefde en genade. U wat ons nie los in ons val, maar wat vir ons kom uithelp. Ja, Here, wat niks sal ons sien om U koninkryk in stand te hou en vir U mense te verlos tot die ewige redding, vir die ewige lewe. Wat 'n heerlike voorreg, Here, is dit, dat ons ook deel mag wees hiervan, as uitverkorenes in Jesus Christus, dat U vir ons ook so barmhartig is, so genadig is, dat U medelee het met ons swakke mens, dat U vir ons alles gee wat ons nodig het, om weerstand te bied in die sonde. Maar by dit alles en bo dit alles, die Seun wat gesterf het, terwanneer ons dan ook teen ons sin val. Hemelse Vader, laat ook hierdie berou ten diepste in ons harte leef teenoor die sonde. Maar laat ons ook juig en bly wees vir dit wat U vir ons kom doen het. Want nou hoef ons nie te bly in ons sonde en vir ewig verkneg te wees daarna. Hemelse Vader, ons kom bid vir elkeen van ons huisgesinne. Here, U weet hoe werk 'n vaderhart en 'n moederhart. Bekommernis dalk oor kinders. Ag Here, ons wil vir U bid en vra dat U inderdaad dit ook vir ons sal gee, dat ons as huisgesinne sal bid. Bid vir mekaar. Mekaar sal opdra in die liefde van Christus. Vir mekaar so sal toerus in die kennis van wie Hy is. Ja, Here, dat ons mekaar ook as 'n gemeente hier en as 'n kerk sal ondersteun. Dat ons mekaar nie sal veroordeel in die sonde nie, maar vir mekaar die weg sal wys na Jesus Christus nie. Soos Johannes die Doper dit ook kom doen het. Daar is die lam wat geslag is vir die verlossing van die volk. Dankie Hemelse Vader, dat ons ook hierdie dinge kan hoor en kan weet. Gee vir ons die liefde in ons hart. Eerstens tot U en ook tot mekaar. Ons vra dit alles alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met Psalm 288 vers 1 en vers 2. Psalm 288 vers 1 en vers 2. En kom ons sing dit dan heerlik saam ook as ons belydenis oor die Here, as 'n antwoord ook op die nagmaaltafel vanmôre, vir die verlossing wat Hy vir ons bewerk het, waarom ons so dankbaar mag lewe. Psalm 288 vers 1 en 2. Oh,
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.